Soos vanoggend is daar iets wat ek ook eintlik wat die Here met my gedeel het en ek wil net 'n paar van die goed, miskien het jy al soortgelyke demonstrasies sien. Ek is nie hier om 'n cool demonstrasie te kom doen nie. Ek is hier dat jy iets prakties moet verstaan. So as jy dink is cool, dis 'n bonus. As jy dink is nie cool nie, dis ook okay. Dit gaan nie oor jy cool wees nie, dit gaan oor regtig om iets te doen wat jy verstaan. En ek het hierdie 2 Coke blikkies hierso. En die realiteit is die een is vol Coke. En die ander een het geen Coke nie. Okay? Die doel van hierdie blikkie, dan kan jy sê, okay, waarvoor kan jy hom gebruik? Daar's eintlik net 2 doele wat ons hom hoofsaaklik voor kan gebruik. Miskien het jy kreatiewe way om dalk 'n popplant te maak, maar ek sou nou nie daar gegaan het nie. Maar die realiteit is dat as hierdie blikkie leeg is, kan ons hom dalk gebruik om iets te skep, maar dit is ook nie gesond vir jou om die hele tyd jy uit water uit te drink nie. Baie mense sal verstaan dat dit gemaak is eintlik net om een keer te gebruik. Om dit die hele tyd te gebruik is daar regtig 'n gesondheidsprobleem aan dit. So hy het een van 2 doele, jy kan dalk 'n paar keer uit hom uit skep en iets nat maak. En die ander ding wat jy kan doen is jy kan hom altyd plat trap en gebruik vir scrap. Want dit is hoofsaaklik sy doel. Daar's nie veel nut aan hierdie blikkie nie. Soos jy kan sien dis baie maklik om hierdie blikkie plat te trap, omdat daar niks in die binnekant is nie. En dis iets wat die Here met my gedeel het op die tyd toe ons weg was, en die realiteit is, 'n vol blikkie trap nie so maklik plat nie. Dood eenvoudig rede daarvoor, want is gevul met iets. Dit het nog 'n doel, dit het nog 'n waarde. Van die blikkie contain iets wat iemand begeer. Baie keer in ons lewe, glo ek is dit die probleem van die kerk. Ons sê, kyk hoe maklik kry ek seer, kyk hoe maklik buig ek, kyk hoe maklik val ek uit mekaar uit. Maar dis eintlik omdat ons leeg is. Dat ons so maklik voel, ons kan nie meer aangaan nie. Soos vanoggend, wat interessant was met hierdie kamp, toe ons, of kamp of retreat, toe ons gegaan het, was baie van die concerns, ons voel bietjie verwyder van die Here af. En het voel vir ons, dat ons moeilik likely by die Here hoor. Tog het dit ons gevat, letterlik 'n berg oploop en 'n berg amper afloop, en instant praat die Here met elkeen van ons. En toe ek het besef ek, weet jy wat, want ons doen nie moeite eintlik om by God net stil te raak nie. Ons mou meer oor dat ons die kan nie, as wat ons net in geloof staan en glo, hy wil en hy sal my vul. Wanneer ons daai shift maak, verander alles. Soos wat is dit wat ek wil hê ons moet besef vandag, en ek wil graag in hierdie skrif saam met julle in delf, en ek gaan dit redelik gou probeer doen volgend. Matteus 25 vers 1 tot 13. Matteus 25 vers 1 tot 13. So dis welkom om saam met te lees. Matteus 25 vers 1 tot 13. En dan gaan jy regtig kort maak. Ek gaan nie 'n lang preekie oor doen nie. Ek dink die blikkies verduidelik eintlik hierdie storie nogal pretty good. Die ding is, al 2 blikkies het gelyk soos Coca-Cola blikkies. Die een het net niks ingehaat nie. Soos as jy dors was, kon die een jou niks bied nie. Terwyl die een wat vol is, kan jy dors les. Dis baie keer in ons lewe hoe ons is. As ons leeg is, kan ons niks doen nie. Maar as ons op 'n plek kom, dan kan dit ons dors les. Julle reg, Matteus 25, ek moet nou 'n keer daar uitkom. Hier gaan ons. Jo, ek het my bril gehad het. Waar's my bril? Ek het my bril nodig.
Okay, so kom ons lees. Hy sê, dan sal dit met die koninkryk van God die hemel gaan soos met die 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Ek praat van die 10 maagde. Hy sê 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer na die winkel toe en koop vir julle olie. Want terwyl die onverstandiges gaan het om olie te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe. En die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daar aan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag of die uur dit sal gebeur nie. Okay. Soos wat probeer hierdie gedeelte vir ons verduidelik. Dus nommer 1. Wag jy vir die bruidegom? Want dit meen nie omdat jy wag, is jy gereed nie. Ek wil dit vir jou sê volgende. Dit meen nie omdat jy lyk soos 'n Coca-Cola kannetjie in die buitekant, daar's iets in jou binneste nie. Dit maak nie omdat ons soos Christene lyk, dat ons Christene is nie. Is julle by? So daar's 'n paar amazing goed wat ons leer hier uit. Wat die Here vir ons wys waar daar plekke is waar daar super genade is, maar daar's plekke waar daar we might miss it as ons hierdie nie uitsorteer nie. Almal het lampe gehad, almal was maagde. Okay, nommer 1, soos meen, almal van hulle was suiwer en heilig gewees. Is julle by? Dis wat dit simboliseer. Soos almal was heilig, soos baie mense sal sê, o, ek is heilig, ek het minimaal sonde in my lewe, so ek is reg om hemel toe te gaan. Ek is 'n goeie mens. Ek kwalifiseer. En hier is dit was nie die kwalifikasie volgens hierdie vergelykenis of gelykenis om in die hemel te kom nie. Die volgende keer almal het lampe gehad. Almal het 'n Bybel, almal het 'n woord, almal het iets wat aan die brand gesteek kan word, maar net van hulle gaan dit eintlik kan gebruik. Want die olie wat nodig is nie daar nie. Baie keer in die kerk is dit van, ons almal dra 'n lampie. Ons almal kan die woord quoteer. Maar daar's nie olie wat die dors kan les nie. Almal het die houer waar dit kan inkom, dis soos Coca-Cola. Almal het die houer waar dit kan ingaan, maar dit meen nie almal is gevul nie. Dan kom Vader en dan sê hy, almal wag. Almal wag. En hy praat hier van dis die bruid, soos hy praat hier van die kerk. Hy praat nie van 'n ander vrou nie. Hy praat hier van die kerk. Maar net 5 het olie gehad en 5 het nie. Ons moet besef dat as jy wag vir Christus, meen dit nie jy is gereed nie. Maak dit sin volgend? Hulle het almal
in die buitekant gewag vir die bruidegom. Die verskil die probleem is nie in die binnekant nie, in die buitekant nie. Die probleem is in die binnekant. Dis die verskil. Die een het gegaan met die gedagte dat ek gereed sal wees vir die tyd. Hy het gesê ek sal maar kom en ek hoop ek is reg. Maak dit sin vandag? Nommer 2. Wat verteenwoordig die olie? Die olie wys eerstens op die Heilige Gees. As ons nie die Heilige Gees het nie, is jy leeg. Nou ons lees 'n gedeelte in die Bybel en ek wil dit kort hou. Ons kom en Jesus sê, vir baie keer aan lees ons sê, Here, gaan heen en maak disippels. Julle daai stuk al gehoor. Maar wat sê hy net voor in een van die stukke vir ons? Hy sê, wag in die bokamer, sodat julle wat ontvang? Krag ontvang. Die probleem van die kerk is dat ons die Heilige Gees nie meer 'n geregtige plek in ons lewe gee nie. Die Heilige Gees het nie 'n fondasie geword in jou huis en in jou plek nie. In hierdie gedeelte praat hulle met my en ek is bereid om oor my situasie te praat. Die res is elkeen. En ek vra vir die ouens, wat doen ek verkeerd? En hulle noem vir my situasies waar ek goed partykeer te vinnig hanteer. Dat ek praat te vinnig. En weet jy wat was die oplossing as my ouens so praat? Die oplossing is dat ek partykeer net moet bietjie stil bly, na God raadpleeg en dan praat. So maklik. Ek kan sê, o Jesus, nou moet ek leer, ek moet nou boeke gaan lees oor hoe om reg te praat. Nee. Ek kan net stil bly en seker maak dat my lampe brand uit die plek van olie. In plaas dat ek want as jy 'n put aansteek, ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jy 'n put aansteek sonder olie, brand hy net uit. Het jy dit geweet? Dis wat gebeur. Dan brand hy net uit. Soos die realiteit is, baie keer dan brand ons put uit. Dood eenvoudig omdat daar geen olie is in wat ons het nie. En hierdie gedeelte verduidelik Here vir ons dat dit 'n persoonlike verhouding met God is. Dit praat van intimiteit. Dit praat van 'n daaglikse voorbereiding. Olie kan nie geleen word nie. Olie word opgebou in die geheim. Maar dit word gereveal in die openbaar. Ek hoop jy snap dit. Olie word gebou in die geheim en dit word gereveal in die openbaar. Baie keer dan besef mense dit gebeur in die bidkamer. Dit gebeur uit tyd as jy in jou kar ry. Dit gebeur in die tyd as jy worship musiek in jou huis aan het. Dit gebeur in die tyd wanneer jy woord oopmaak en God soek. Dis dan wanneer die olie gekoop word. Maar word alleenlik geopenbaar andersins. Die rede hoekom ons baie keer leeg is, ons kan nie op ander mense se olie leef nie. Ek's lief vir julle en ek wens ek kan. Jy kan nie op die kerk se olie leef nie. Jy kan nie op John se worship of Nick se worship of iemand se worship se olie leef nie. Jy kan nie op jou vrou se olie leef nie. Jy kan nie op jou man se olie leef nie. Jy moet gaan en olie koop. Sodat op die regte tyd dit geopenbaar kan word. Jy moet seker wees dat die olie moet vars wees. Dit meen nie dat hulle nie olie gehad het 10 dae terug nie. Dit meen hulle die dag wanneer dit nodig was nie olie gehad nie. Baie keer ons sê, maar daar was 'n tyd, joh, my maat, wat ek die Here gedien het. Hey, ek was aan die brand vir die Here. Daai beteken niks nie. Waar is jy nou?
Here roep jou nou. Ek kan vir jou goed vertel wat jou hare sal laat reg opstaan wat die Here my al gebruik het. En dan dink ek, Here, dis great. En na die dag toe vertel ek die storie toe nog ek, Here, hierdie storie is eintlik al so, dit is God se goedheid. Maar hy's eintlik so al afgewater, dis eintlik al vir tyd verby. Dit trek al eintlik pensioen, soos wat die ou jare het so gesê. Dis verby, die jare is verby van dit. Here, ek kort 'n nuwe openbaring, ek kort nuwe olie, ek kort iets niets wat binne my brand. Want dit is wanneer my lig kan skyn. Nommer 3. Pas op vir vertraging as God stil is. As die Here stil is ons geneig omdat ek nie van die bruidegom hoor nie, hoef ek nie olie te hê nie. Was jy al daarby? Klink baie keer soos ons gebedslewe. O, die Here het nie met my duidelik uit die hemel uitgepraat, ek bid nou minder want die Here voel ver van my af. Was jy al daar? Of die Here nie gedoen wat ek hom gevra het nie, soos nou bid ek minder. Was jy al daar? Ek was al daar gewees in my lewe. Miskien julle lyk meer heilig as wat definitief is. Die bruidegom het 'n ruk gewag, maar beslis kom hy terug. Ons is 'n ruk terug toe praat Trevor met ons en dit was redelik baie van ons sê, "Jesus, dit was 'n bietjie 'n depressing tyd gewees met die manne." Hy praat met ons oor net stats waar mense sê Jesus kom nie terug nie en hy verduidelik net wat die Here gesê het gaan in die laaste dae gebeur. En hy noem die oorlog wat aangaan. Hy noem hoeveel mense sterf. Hy sê hoeveel mense wat deur pes getref sal word. Hy noem hoeveel mense wat deur siekte sterf, malaria en HIV en hy noem klop goed en hy verduidelik hoe die Bybel wat hy beloof het besig was om 100% in vervulling te kom. En dit was redelik depressing geweest. As jy nie Jesus ken nie. Maar as jy weet wie die bron is waar ewige lewe is dit okay, want ons is okay, want hy is met ons. En ek besef dit weer dat ons mis baie keer, omdat baie keer as jy o, Jesus kom, o, Jesus kom, en almal sê ek pak julle goedjies, hy kom nou die 21ste Maart, kry asseblief alles reg, maak seker, pak jou tassie, weet wat jy wil hemel toe vat, staan er is van, en dan kom hy nie as soos, ja, hierdie hemelvaardigers. Die vraag is net, hy kan vir jou kom in 'n motorongeluk. Jy kan hom verloor, iemand verloor naby aan jou, man. Wat die hart skeer, sê Here, why? Realiteit is ons gaan vir almal gaan vir iemand totsiens sê. En as ek nie vir julle totsiens sê, gaan julle vir my totsiens sê. Maar mag God seker maak ons olie is vol vir wanneer ons hom tegemoet gaan. Dat ek kan sê ek is deel van die bruid van Jesus Christus. Hier ons moet verstaan, hierdie gelykes gaan nie oor dat ons nooit sal moeg word nie. Hulle almal het gaan slaap en dan die slaap geraak. Dit gaan oor net om seker te maak het jy olie of het jy nie. Dit meen nie dat jy op 'n tyd gekom het en sê Here, ek sukkel regtig om aan te gaan nie. Die een verskil is net koop jy olie of koop jy nie olie nie. Dis oor wat dit gaan. Het ek 'n diep verhouding met God of het ek nie 'n verhouding met God nie? Dis wat dit is. Here gaan ons nie vra van wat se kerkdenominasie jy af is nie. Here sê, o, jy's 412. Ja, nee, julle is heilig. Wow, well done. Nee, Here gaan nie doen nie. Gaan nie doen nie. Hy gaan ons vra, want ons kan nie op die olie van die kerk lewe nie. Ons moet op die olie van Christus Jesus leef. Die middernag glo ek simboliseer 'n krisis. Ek glo dis 'n toetstydperk. Ek glo dit praat van die wederkoms van Jesus. Ek wil jou vra in jou middernag,
waar Brads gepraat het oor jou donkerste uur, daai van, as die storm kom, is jy bereid om olie te koop. Toe Herman praat, toe die reën opdaag, ek moet weer sê, ek dink self ek 'n bietjie sag geword. Stop het, John. Dis net omdat ek in daai dambou geklim het nie. En is funny. Wanneer ons God soek, moet ons leer om 'n bietjie in te pres. Moet ons leer om in te pres. Ek sal nooit vergeet nie. Die dag voor COVID het baie mense gesê dis waansin. Hulle sou gesluit het daai aand 7 uur. Ek dink 7 uur of 12 uur daai aand, 12 uur gesluit het. 7 uur daai aand toe ons se diens. En die Here het ons mense regtig gedra in daai tyd. Die realiteit is ons het geleer om God te plaas bo ons ongemak. Ons het olie gekoop ten spyte van alles. En die Here was bonatuurlik goed vir ons. Ja, ons het 2 mense in ons gemeente afgestaan wat naby was. Maar die Here was goed verder vir ons gemeente gewees. En ek wil vandag vir jou sê, soos, kan ons deurdruk, kan ons olie koop teen spyte. Die laaste een is, die geslote deur is 'n ernstige waarskuwing. Toe die dwaase terugkom, toe roep hulle, meneer, maak vir ons oop. Maar die deur is gesluit en hy het gesê, ek ken julle nie. Dit gaan nie oor jou verhouding nie, of kerkboeiwoning nie, of die kennis wat jy dra nie, of jou voorkoms nie, maar dit gaan oor jou intimiteit met God. Van die ding is, God het jou geskaap, of course weet hy wie jy is. Maar jy kan jouself hide, en jouself wegsteek, soos wat Adam en Eva gedoen het. In hierdie tyd ook, ek sê vir John, ek het soortgelyk iets geweet, maar dit het nog nooit vir my so duidelikheid gebring nie. As jy in skaamte is, kan jy nooit in jou lewe werklik op 'n plek van repentance kom nie. Want sodra ek het skaamte is van, Jesus, ek kan nie regtig hiermee deel nie, soos ek water dit af. Dit wat eintlik die probleem is. Ek kom op 'n plek waar ek sê, ek kan nie regtig hiermee deel nie, nou weet. Maar as ons oopmaak, is daar vryheid wat lewens verander. Soos volgende, hiermee sluit ek af. As Jesus met jou is, waak dan. Gereedheid is nie 'n piknik nie. OK? Slewai. Gereedheid is gelyk aan konsekwentheid. Is ek konsekwent? En as ek nie is nie, het ek nodig, soos Brands gesê het, dan moet ek inhaak by Boetan sê, heiliglik kan ek nie myself dra nie. Kan jy asseblief intree om vir my te bid? Want heiliglik is dit vir my te moeilik om alleen te loop. Van wanneer jy nie kan winkel toe gaan nie, ek kan ook nie vir my olie gee nie, maar ek kan jou help dra winkel toe. Voor die tyd. Ek kan seker maak as olie in jou bekertjie voor die tyd, maar die dag as Jesus kom, dan moet ek my olie hou vir myself. Dan kan ek dit nie deel nie. Ek wil vandag vra, kan jy begin 'n keuse maak om daagliks in intimiteit met die Here te stap? Hoe lyk dit? Daagliks weet dat God met jou wil praat. Dis hoekom Woensdae so belangrik is. Ons het regtig nou al 'n paar goedjies wat ons aan geraak het. En ons gaan leer om regtig mooi die Here se stem te hoor in hierdie tyd. Hierdie week gaan ons regtig asseblief bring weer jou Bybel saam. Hierdie week gaan bietjie anders te lyk, maar ek dink Here gaan ook met jou praat, soos dit gaan baie cool wees. Ek gaan glad nie teach nie.
Maar maak seker dat jy hierdie week ook bywoon. En hou aan dit bywoon. Want dit gaan vir jou moeilik wees, maar dit is die ideale plek om olie te koop. Is op Woensdaande. Woensdaande is soos 'n plek waar ons nie meer net kom kerk hou en net saam met vriende kuier nie. Jesus, ons doen dit van 6 tot 7, maar van 7 tot 8, dan koop ons kerk olie. En as jy wil olie hê, kom skep op Woensdaande. Maar jy kan nie net op Woensdaande skep nie. Want die Here mag dalk kom op 'n donderdag en 'n Vrydag, dan het jy moeilikheid. Soos hoe lyk dit? Daaglikse gebed. Seker maak as jy net alleen kommunikasie nie. Weet dat God jou gaan antwoord, want baie keer dis wat mense sê, as ek bid, dan vra ek die Here en dan antwoord hy my nie. Wat is die een ding wat Jesus nog elke keer in die Bybel gelaat move het? Daar's net 2 goed. Dis little 5 en great 5. As jy wil hê God moet beweeg in jou lewe, sorg dat daar geloof is. Jy kan bid tot jy blou is. Jy gaan nie God beleef tot daar nie geloof in is nie. Want die Here word net geskuif deur geloof. Maak dit sin? So as jy bid, maak seker daar's geloof in jou gebed. Moenie net bid vir jou grocery lys nie. Dit bou oor die algemeen nie goeie verhouding nie. Imagine dit. So ek moet met my vrou praat en altyd sê, "O Ilse, luister gou, jy moet gou die tuin spit en die gras sny." En dan sê ek, "Nou Ilse het jy die swembad skoon gemaak?" Dan sê, "O, en die kos, wanneer kom nou die gaan jy nou het jy nog nie begin met die aandete nie?" En dan nooit hy soos, "Jy het dit klaar aandete gemaak, is die huis nog nie skoon nie." En nou dit soos, "Jy het nog die TV aangesit en my koeldrank gebring terwyl ek my voet op die bank sit nie." Dis nie die ideale manier om verhouding te bou nie. Asseblief moenie so met God verhouding bou nie. Dit meen nie jy mag hom nie vra nie. Maak net seker dat jou hele lewe nie net gaan oor wat hy vir jou kan doen nie. Want dit is nie goeie verhouding nie. In die wêreld klink dit so belaglik, maar as by God kom, doen ons dit so gereeld. Mag Here ons help. Laaste 2 goed. Mag jy daaglikse oorgawe gee. Oorgawe meen dat die Here my mag lei, eerder as wat ek myself lei. Maak dit sin? God my lei, eerder as wat ek myself lei. As jy opstaan die oggend, as jy kwaad word, om net terug te staan en sê, Here, hoe wil U hê moet ek hierdie situasie hanteer? So maklik soos dit. En ek belowe jy sal sien, weet jy hoe maklik, as jy kwaad word en jy wil op iemand skree, staan terug, as jy nooit die Here se stem gehoor het nie. Staan net terug en sê, Here, hoe wil jy ek moet dit hanteer, en ek garandeer jy gaan nie skree nie. Instant hoor jy God se stem. Ek belowe vir instant. Maar mense sê, okay, God se stem hoor nie. Probeer net as jy kwaad word, werk fantasties. Jy gaan nog steeds teen hom nie luister na hom nie. En dis waar die probleem in kom. Ons hoor minder sy stem, want ons harte is verhard. In plaas dat ons oorgawe het elke dag, laaste 2. Soos eers een is daaglikse gebed en woord, dit sluit woord in mense, gebed, woord, worship, daai goed sluit ek in. Maar wat ek is elke dag oorgawe, elke dag, Here, ek lê opnuut my lewe voor U neer. Daaglikse gehoorsaamheid om ja te sê vir Jesus. Herman, ek eer jou as 'n man. Die Here hoor my, ek doen dit vandag. En ons gesê, ons gaan nie oor veel goed praat, maar ek wil vir sê, ek eer jou as 'n man. Want dit vat 'n man, my maat. Kan ek vanaf sê, dit is baie maklik. Vir ons jy Herman ken, hy sê wat baie maklik in die agterkant. Hy kan gemaklik flout hier agter, dit werk vir hom. Om te sê, weet jy wat, ek is bereid vir die hele kerk te sê, dit wat God wil hê, ek moet sê, sodat ek my hart kan uitsorteer met die Here. Weet jy, het ek geweer is van die Here af, want dit sal definitief van Herman afkom, om vir my te sê, ek wil voor die hele kerk dit sê nie. Dan ken jy hom glad nie, dis nie wie hy is nie. Dit meen God het met hom gepraat. En wanneer ons dit doen, dan verander dit ons lewe. Dit is waar dit gaan, gehoorsaamheid. En maak seker, jy daagliks olie in jou lamp. Maak dit sin volgend?
Dis die probleem met kerk. Mense sê, ja, ek is so moeg, ek kan nie meer nie. Kan nie meer nie. Weet jy wat is dit te bewys? Jy kan nie die pressure vat nie, want ons niks binne jou nie. Dis wat ek vir jou sê, jy kan nie pressure vat nie, hoekom? Want jy's empty. Jy's leeg. Okay? Maak seker jy is vol olie. Moet net nie te veel Coke drink en dink ek het gesê moet vol Coke wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Jy sê ek genoeg Coke hierdie naweek gehad vir volgende jaar. Oh my glory. Nou is dit tyd vir olie, amen. Mag ons seker maak dat ons vol olie is. Mag ons so wees, taaf. Ons kan weerstaan. Duike is moeiliker om in vol blikkies te vorm. Jy kan kyk, dit vorm baie moeiliker. Want dit is vol. Wanneer dit vol van God is, dan maak mense se opinies minder saak. Dan maak die wêreld se storms kan ons weerstaan. Maar as jy leeg is, kry ons duike, ons kry seer. En ons word opgevrommel. En ons is eintlik vir niemand nut nie. Here het jou geroep vir meer. Kom aan kerk.